Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Lekker is 'n voorreg om saam met jou te wees hier in die Desember tyd, vakansietyd. Is lekker. Dankie, die tegnologie maak dit moontlik. Maak nie saak waar jy op vakansie gaan, waar jy rondry en familiekuier of wat jy doen nie. Jy kan vinnig jou oordenking saam met ons doen in die padstap van die ware of die dieper Kersverhaal. Die rol van die funksie van elke persoon, karakter wat speel in die verhaal. En dit is om Jesus gebore te sien, maar ook groei te sien. Dat Jesus sal opgroei. Nou Jesus het gepraat ook oor daai geboortepyne, daai baringspyne, dat Christus gebore word en groei. In Johannes 16:21 praat Jesus daarvan. Hy sê 'n vrou kry swaar wanneer haar tyd gekom het en haar kindjie gebore word. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan die pyn nie. So bly is hy dat daar 'n mens in die wêreld gekom het. Nou, Jesus praat hier oor 'n ander beginsel dalk in konteks, maar die beginsel bly dieselfde. By jou geboorte, wedergeboorte, wanneer jy Jesus aanneem, ons het gesien Maria het spanning gehad, sy het vrees gehad, die engel kom praat met haar, en sy verstaan nie wat gebeur nie, en sy sê, maar hoe kan ek's net 'n mens, en swanger word, ek was nog nie by 'n man nie, en daar was confusion, en klomp goed, so is dit ook by jou bekeringsdag. Voor jou bekering is daar baie duister, sonde, onsekerheid, daar's baie vrae, daar's groepsdruk, daar is bang vir verwerping en al hierdie dinge waarmee ons worstel, en dan as ons ja sê vir Jesus, dan is dit soos hierdie berg wat van jou skouers sal val, dis hierdie bevryding, is hierdie vergifnis, dis een van die beste gevoelens wat daar is, en dis wat hy sê, voor die bekering is daar spanning en seer en pyn, en dan kom die bekering en bevryding is gemaak, maar hoe hartseer is dit? En ons het gesien, Herodes het al die babietjies 2 jaar en jonger doodgemaak. Hoe hartseer is dit as jy deur daai pyn en daai geboorte gaan, dat die babietjie dan nie groei nie. Mens, moenie een van daai wees, as ek dit so kan sê, waar Jesus nie groei in jou nie. Moenie deur die pyn van geboorte, van sonde belydenis op jou knie gaan, Jesus aanneem, Christendom, gedoop word, in die pad stap, en dan net ophou nie, dan net ophou groei nie. Moenie so wees nie. So, wat kan ek en jy doen? Natuurlik, ons kan vol commit tot groei. Lees, bid, kerk, diensbaarheid, die vrug van die Gees, die gawes van die Gees, die groei hou net aan as ek en jy commit. Ek wil groei en verander om meer soos Jesus te wees. Dink terug aan jou wedergeboortedag, dink terug aan jy dag toe jy ja sê. Myne was, ek onthou, ek was 'n 14-jarige kind gewees, en hoe dit my hele lewe in weke omgedraai het, hoe ek gehuil het vir 'n week lank, oor sonde en sondebelydenis, en hoe ek ja sê in die vryheid, maar dan die aanhou groei. Hoe belangrik is dit? Dink terug, en besluit jy gaan aanhou groei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir daai bekeringsdag in ons lewe, daai getuienis wat ons het, van ek het my hart, my lewe vir Jesus gegee, en Here, daai dag, ja, dit was met spanning, ja, dit was met verwarring, dit was met vrees, dit was met onsekerheid, dit was met skaamte oor my sonde, maar wat 'n bevryding, die dag toe ek weet, my sonde is vergewe, en ek's 'n kind van God. Maar Here, ons wil ook nie verder gaan en die hartseer beleef van 'n Jesus word binnekant dood nie. Here, mag Jesus altyd groei in ons, altyd groei in ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, en ek sien jou weer. Trots geborg deur Evergreen Turf.